Hallo daar en welkom by ons aanlyn Bybelskool. Ons is besig met 'n studie van die boek Hebreërs en as jy vandag by ons aangesluit het, van harte welkom. As jy nou al saam met ons reis, glo ek dat dit jou hart aangespreek het tot op Here en dat jy die mooi en die wonder van wie Christus is net al hoe meer raak sien en beleef. Verlede week het ons stilgestaan by Jesus, die uiteinde van die hoofstuk was om te sê, Jesus hier die hoë priester volgens die priesterorde van Melchisedek, die koning van geregtigheid, die koning van Salem. Nou, Salem, die verwysing na vrede, so hy's 'n koning van geregtigheid, die koning van vrede, maar Salem ook 'n lyn na Jerusalem, Jerusalem. En die ander kant van Jerusalem is die plek van die tempel, dis daarom die plek van die hoëpriesters, die plek van die offers. Hoe wonderlik is dit dat die koning van geregtigheid het in hierdie stad van vrede die volmaakte offer gebring. Die hoëpriester wat homself offer, het ons gesien so aan die einde van hoofstuk 7. Nou die belangrikheid van hierdie reis met die boek van Hebreërs, met die brief daarvan, is dat ek en jy konstant gekonfronteer word by die wonder en die grootte en die andersheids van wie Christus is. Hy pas nie in die typiese nie. Hy's nie deel van die Aaron priesterlyn nie. Hy's die ewige koning. Hy is, hy's die seun van God. Hy's met mag beklee. Hy sit aan die regterhand van God. Maar hy's ook die een wat vir ons intree. Hy's die een wat homself geoffer het. Hy's die een waarin ons hoop ook vind, hoop wat lewe, wat ons ander kan die voorhangsel heen as 'n veilige, onbeweeglike lewensanker het. En so, deur hierdie twee perspektiewe, bring die Hebreërskrywer dit bymekaar en sê, hou jou oog op Jesus. En wat is sy bedoeling daarmee? Met Jesus in die oog, en ons gaan dit in hoofstuk 12 veral sien, kan ek en jy die onregverdigheid van hierdie lewe verdra. Beteken nie, ons gaan dit regverdig nie, dit is juist dit wat die brief van Petrus ook kom sê, dis genade wanneer iemand die pyn van onverdiende lyding kan verduur. Maar dis net moontlik as jy jou oog op Jesus het, soos wat ons gaan sien die begin en volëinder van ons geloof. Ons is op pad daarheen en met verlede week se fokus op Jesus wat die hoëpriester is wat homself geoffer het. Neem die skrywer ons een tree verder. Onthou mooi, wanneer ek en jy hierdie hoofstuk vir hoofstuk deurstap, saam ontdek, sal dit goed wees as ons klaar is, om net voordat ons weer begin, terug te beweeg en die brief net in eensklaps deur te lees. Want dan kry ons die gevoel van die oorspronklike formaat. Dat dit letterlik, daar was nie hoofstuk indelings of vers indelings nie, dat dit een wonderlike groot boodskap is, wat eensklaps net gedeel is. Nou as ons dit besef, dan sien ek en jy die inspirasie en die wonder van kunswerk, wat ons in die teks sien, van hoe dit aan mekaar gesit is, om vir jou en my by hierdie plek, hierdie openbaring van wie Jesus is te bring. Dat ons dit sal raak sien, en ons geloof, ons totale geloof in sy hande sal plaas. Ons lewe in sy hande sal plaas. Ons sal sê, Here, U is, en ek glo. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus vir hierdie besondere boek waarmee ons kan besig wees. Dankie dat ons kan weet dat U woord is ook met ons besig. Dat U woord is ook besig om in te werk in ons eie lewe, in ons eie verstaan, in ons eie manier van hoe ons dit uitleef. Asseblief help ons om ons oë op U te hou, vandag, veral in hierdie studie, maar ook in ons lewe. Want dit kan gebeur dat ons deur tye gaan wat onregverdig, onbillik, selfs wreed mag wees. Dinge wat mense aan ons doen, situasies aan ons doen. En by tye, Here, ons ook self veroorsaak. En dan bring dit ons by worsteling en so bitter dankie dat ons vandag net na U toe kan gaan, Here Jesus, dat ons kan weet U tree vir ons in. Ons sien dit uit die Hebreërbrief, maar ons sien dit ook in Romeine. Here, om te dink dat U vir ons intree, Heilige Gees dat U vir ons intree, so Romeine ook sê. Dis die plek van vrede, wat alle verstand te bowe gaan, wat ons kan beleef. Kom asseblief en praat met ons vanuit U woord. Ons bid dit met die verwagting dat U dit sal doen, want dit is volgens U wil. Amen. Hebreërs 8 vers 1. Die hoofsaak van wat gesê het is dit. Ons het 'n hoëpriester. Ek dink ons kan hier net 'n bietjie stil staan. Wat doen 'n hoëpriester? Hy verteenwoordig die volk voor God.
Hy tree namens die volk in voor God. So wie kom staan wanneer ons voor God verskyn? Namens ons voor God, voor die Vader, ons hoëpriester, Jesus. Een wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemel. Ons hoëpriester is anders as 'n tipiese hoëpriester. Nie net gaan staan hy vir ons voor God nie, hy gaan sit langs God op die troon. Nou wie sit op die troon? 'n Koning. En wat doen 'n koning? 'n Koning oordeel. 'n Koning beslis. 'n Koning bepaal. So ons het 'n hoëpriester wat oor ons kom oordeel. En hoe is sy oordeel? Johannes 3 vers 17. Ek het nie gekom om julle te oordeel nie, maar om julle te red. Om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Te red van die las van die sonde, om nuut te word, nie 'n nuwe skepping te word, nuut gebore te word, deel te word van die familie van God. So as ons 'n hoëpriester het wat ook die koning is, dan weet ons is klaar deel ook van 'n ander metafoor, die familie van die Vader. Daar hoef nie onsekerheid by ons te wees nie. Hy is die een wat met mag bekleed is. Nou geen hoëpriester in die wêreld van die Bybel sou dit waag om meer as een keer in 'n jaar in die tabernakel in te gaan, wat in die beskrywing daarvan af Eksodus 40 af, die beskrywing is van God se teenwoordigheid, een keer per jaar. Nou het ons Christus wat ingaan in die heerlikheid van God se teenwoordigheid, en hy gaan sit langs die Vader op die troon. Dis net die Seun van God wat dit kan doen. En dan tree hy vir ons in. Dis van die mooiste, geruststellendste beelde wat ek en jy kan vashou. 'n Here wat namens my die offer gebring het, en vir my intree, en by die Vader is, wat vir my al die sekerheid gee wat ek nodig het. Hy is bedienaar van die heiligdom, so Christus se dienswerk is voortgesit in die hemel. Die ware verbondstent wat deur die Here opgerig is, en nie deur mense nie. So teenoor die tydelike verbondstent van Eksodus, die tyd van die exodus, die uittog, het ons die werklike hodos, die weg in Christus. Ek is die weg, die waarheid, die lewe, na die Vaderhuis toe, nee? Daar is die ewige heiligdom. En as ek en jy Openbaring gaan sien, die beskrywing, die apokaliptiese beskrywing van Johannes daar, is dat die allerheiligste, presies in die afmetings van die allerheiligste is van die tabernakel. So die allerheiligste in die hemel, wat God se teenwoordigheid beskryf, wat die area waartoe die bruid van Christus gaan beskryf, is juis 'n beskrywing van die allerheiligste, soos hulle dit ook geken het in die wêreld van die Bybel, in die tempel en dies meer. So ons gaan na God toe, nie met 'n verbondstent deur mense nie, maar een wat God se heiligdom verteenwoordig. Elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring. Daarom moet ook hierdie een iets hê om te offer. As Christus ons hoëpriester is, dan moet hy offer bring. As hy nog op aarde was, sou hy nie eers priester kon wees nie, omdat volgens die wet daar reeds priesters is wat die gawes offer. Hulle bedien egter slegs 'n afbeelding en skadubeeld van die hemelse heiligdom. So hier is dit 'n beskrywing van wat ons op aarde sien, is 'n heenwysing van iets baie, baie groter. Toe Moses die goddelike opdrag gekry het om die verbondstent op te rig, het God gesê, sorg dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat ek jou op die berg gewys het. So, in God se teenwoordigheid kry Moses hoe hy dit moet gaan doen. Dan, in afbeelding van wat hy daar gehoor en gesien het, kom doen hy dit hier op aarde. En daarom sê die skrywer van Hebreërs, hierdie wat hulle gesien het, die verbondstent, is net 'n afbeelding, is 'n skadufoto van die werklikheid. En as daar in die skadufoto hieronder 'n hoëpriester is wat 'n offer bring, dan is daar in die werklikheid 'n hoëpriester, en wat offer hy daar? Want hy doen dienswerk daar. En daarom sê vers 6, maar nou het Jesus 'n voortreffeliker priesterdiens gekry, deurdat hy middelaar is van 'n beter verbond wat op uitnemender beloftes gegrond is. 'n Beter verbond. Middelaar, hy is die bedienaar, soos wat die hoëpriester ingetree het Christus kom intree van iets beter, iets meer standvastig. As daar aan die eerste verbond niks kort gekom het nie, sou 'n tweede nie nodig gewees het nie. En wat is hierdie tweede verbond? Dis geloof in Christus. Dis die
beskrywing hiervan. As die eerste gekoppel is aan 'n wet, is die tweede gekoppel aan die verlossing in Christus. Maar God bestraf die volk oor hulle tekortkominge deur te sê, kyk, daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nou dit kom by monde van die profeet Jeremia 31 vers 31 tot 34. Jy weet, die Babyloniese ballingskap lê voor. Dis in die tyd van Obadja, in die tyd van Habakuk, sê Jeremia, skryf hy oor, daar kom 'n tyd van 'n nuwe verbond. 'n nuwe verbond. En die Hebreërskrywer gaan haal Jeremia aan, so wat ons verlede keer vir mekaar sê, hy lees deur die lyn van die Nuwe Testament, lees hy die Ou Testament, verstaan hy dit, ontsluit hy dit, ontgin hy dit, en deel hy dit met sy lesers om te sê, sien jy dat wat daarna verwys word, is alles na Christus toe, 'n nuwe verbond in hom. Die nuwe verbond sal nie wees soos die wat ek met hulle voorvaders gemaak het, op die dag toe ek hulle aan die hand gevat het, om hulle uit Egipte uit te lei nie. Want hulle het nie my verbond gehou nie, en ek het hulle verwerp, sê die Here. So dis die straf wat natuurlik in slawerny uitgekom het, nie? Dit is nou die verbond wat ek met Israel na daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in die verstand gee, op hulle harte sal ek dit skrywe. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Die beweging is van kliptafels na harttafels, van kopkennis na toewyding. Nou hierdie hart is so mooi, want dit is 'n beskrywing, Matteus 22, van die opsomming van die wet, om jou Here jou God lief te hê, met jou ganse wese, nee, maar ook jou hart. Ons sien in Openbaring 2, ek het teen julle, julle het my nie so lief soos aan die begin nie. Dis 'n hartsaak, dis 'n liefdessaak. En die Here sê, hy skryf sy wette op die harte, en ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Ons sien in Openbaring 21 vers 3, hoe mooi hierdie waar word. Dat voor God verskyn die volke. Hierdie word waar, dis die nuwe verbond. Dan hoef niemand meer sy medeburger te leer en vir sy broer te sê, jy moet die Here ken nie. Hulle almal klein en groot sal my ken. In Deuteronomium 6 in die Shema vertel vers 4, Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Luister Israel, die Here ons God, die Here is een, hy is die enigste Here, en hy sê, hierdie moet jy met jou kinders praat. Jy moet dit op hulle inprent, hulle moet dit hoor, in die oggend, in die aand, as jy uitgaan, as jy inkom, deel dit met hulle. Het is interessant dat daai gedagte van om God te ken, so intens waar word, wanneer Jesus in Johannes 17 sê, die opsomming van ewige lewe is om God te ken. Dis 'n innige verhouding. Dit word meer intens vir jou en my, as ons na Genesis 4 gaan lees en sien, dat Adam met sy vrou beken, die Hebreëus is Yada, dis innig ken, dis man en vrou een word. Word meer intens as ek en jy sien, maar dis hoe God wil hê, ons moet hom ken en hy ons ken, Yada. Dit word selfs meer intens as jy sien, maar deur Yada word ons een liggaam. Jesus beskryf die kerk as sy liggaam, dis innig ken, dis naby ken. Die Hebreërskrywer sê, en die Here sê, almal sal my ken. Al die gelowiges sal hierdie intense nabyheid, Yada, beleef. Daarom 'n bruid wat vir altyd by hom is 'n bruid wat saam met haar bruidegom, Yada, een is, naby is, oor 'n innige diep ken. God se begeerte is nie dat ek en jy van hom sal weet nie. Die Hebreërskrywer maak dit duidelik vir sy lesers, maar dat ons hom sal ken. En hy skryf dit op die tafels van jou hart, dat jy hom so sal dien. Jesus wat die offer gebring het, is dan in die hemel besig om in te tree, om ons te verteenwoordig. Hy neem die plek in langs die Vader, maar Jesus is nie ver af nie. Hy is een wat ons kan ken, en ons sien dit in Johannes wat sê, die Heilige Gees gaan ons herinner aan sy woorde, dis ons hom kan ken. Oor hulle ongeregtighede sal ek genadig wees, en hulle sondes nooit meer dink nie. Psalm 103 sê, die Here verwyder ons sondes so ver as oos van wes. Hoor mooi, as die offer gebring is in Christus, en ons skoon gewas is ons sonde nie meer deel van die bagasie van ons verhouding met God nie. Ons het baie bagasies in ons verhoudings met mekaar. Ons bring skade uit ander verhoudings in, nuwe verhoudings in, vriendskappe en dan ook liefdesverhoudings. Maar God sê, daar is 'n nuwe verhouding saam met hom. En ons bagasie is nie meer deel nie. Dis nie meer daar nie. Jy's 'n nuwe mens. En hy dink nie meer daaroor nie. Hy dink nie meer daaroor nie. Wat beteken hy het nie? Hy het nie 'n vergeetachtigheid nie.
Hy wys jou en my net hoe hy met ons werk. Deur van 'n nuwe verbond te praat, het God die eerste oud verklaar en wat oud geword het uitgedien geraak en sal gou verdwyn. So in die wêreld van die Hebreër lesers, die lesers van die Hebreërbrief, het die Jode om hulle vir hulle gesê, wat het julle? Ek wil julle het 'n Here wat julle sê hemel toe gevaar het en julle sê hy kom. En verder, wat het julle? Julle het 'n gemeenskaplike byeenkoms, julle het 'n maaltyd, julle het hierdie deel van mekaar en julle het liefde wat julle vir mekaar het. Maar wat het julle om aan vas te hou? Ons het ons wette, ons het die Shabbat, ons het die offers, ons het 'n klomp dinge wat jy tog nie kan verlaat nie. Kom terug na ons toe, man. Kom deel hierdie, daai kan jy mos nou sien is onseker en kyk net al die vervolging wat julle beleef. So hoekom vasbyt? Dan kom die Hebreër skrywer en hy sê, kom ek wys jou wie Jesus is. Kom ek wys jou die nuwe orde. Kom ek wys jou die hoëpriester en sy offer. En kom ek wys vir jou die hemel. En hou jou oë op hom, want hierdie wat anders oor sou praat, hierdie wat jy verlaat het om Jesus te volg, dit gaan uitgedien raak. O geliefde, ek hoop so dat jy dit hoor vandag, dat die terugkeer na wette toe, die terugkeer na ou taal toe, is deel van 'n stelsel wat uitgedien gaan raak en gaan verdwyn. Moenie jou tyd daarmee mors nie. Moenie jou lewe mors, jou innig ken van die Here vermors, deur te gaan na dit wat jou nooit sal versadig, en jou nooit by 'n plek van totale vervulling gaan bring nie. Keer terug na hom toe. Draai na hom toe wat sê, ek wil hê, jy moet my ken. Nie ken by wyse van hoe ander my ken nie, self ken. Wil jy moet myself ken. Nie omdat hulle my ken, sê jy ken, nie, jy moet my ken. En die Here sê, daar kom 'n dag, wat 'n medeburger nie verander sal sê, jy moet die Here ken nie, wat hulle myself sal ken. Die dag wanneer ons in die allerheiligste sal deel, die plek van die hoëpriester, van die koning van die konings. Wat 'n mooi vooruitsig. Dankie Here vir Hebreërs 8. Dankie vir die bevestiging dat die vorige stelsel het uitgedien geraak en gaan verdwyn. Dankie Jesus dat ons al hoe meer sien hoe groot U is en hoe wonderlik U is en hoe verhewe U is. Dankie dat ons vandag, Vader, kan weet dat U nie dink aan ons sonde meer nie. Ons doen soms. Ons dink aan ons verlede. Ons herinner onsself en dan word ons gekonfronteer met U woord wat sê, maar U doen nie. Daarom bid ek Here vir elkeen van ons dat ons dit opnuut net sal vat vandag. Dat die Here vir ons kom sê, ek dink nie meer daaraan nie. So daarom Here, as ons dit nog doen, as ons die gewoontes het om dit te doen, gereeld onsself oor die vingers te tik, bid ek so dat ons die versoeningsprys van Christus aan die kruis opnuut sal besef en ons eie sal maak, dat ons nie sal gaan leef, omdat ons 'n Here het wat leef. Aan U alle eer. Dankie dat ons U kan ken, omdat ons eers deur U geken is, en dat U vir ons lief is. Amen. Ek hoop jy het 'n mooi dag. Ons reis verder. Sien jou dan.